Goeiemiddag. Ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Jy weet, as jy my video van gister gesien het, het ek so 'n bietjie gepraat oor die verdeeldheid in die kerk en onder die liggaam van Christus Jesus. En 'n ander groot verdeeldheid wat daar is oor die naam van die Here Jesus Christus. Vir al ons in Afrikaner geleedere, dit lyk vir my daar is 'n klomp mense wat met hierdie Joodse Hebrew roots en Israel visie en al hierdie groeperings wat dink hulle verstaan eintlik nou 'n bietjie beter, omdat of het nou eintlik meer kennis en insig as ek en jy. En hulle kom en dan maak mense verward en hulle skep twyfel in mense se harte oor die naam van die Here Jesus. En ek luister en ek sien daar's nie eintlik iemand wat hulle wil aanvat en dis nie eintlik iemand wat die waarheid wil bring nie. Want die waarheid is eenvoudig en die waarheid is maklik om te verstaan. Die evangelie is 'n baie maklike ding om te verstaan, sodat selfs 'n kind, as hy dit hoor, kan verstaan. Maar daar is een ding wat vir my baie duidelik is van al hierdie mense. Jy weet, as ek so die kommentaar lewer wat saam met hierdie berigte op sosiale media versprei word. As iemand nou sal durf waag om 'n woord daarteen te spreek en dan spring al hierdie ou ooms, en ek is ook 'n ou oom, dan spring hulle nou daar op die wa en dan skree hulle nou en hulle vloek en hulle skel en hulle vertel en hulle is nou regtig mislik en ongeskik. Hulle getuig eintlik maar net teen hulle self dat die gees van die lewende God is nie in hulle nie. Hulle wys maar net die ware vrug wat hulle dra. Maar vanmiddag wil ek jou bemoedig met die waarheid, want die waarheid maak jou vry. Die Here Jesus sê vir ons, die waarheid sal jou vry maak. So as daar iemand in jou familie is wat hierdie dinge aanhang en aankleef, en hy twyfel in jou hart gebring, twyfel in jou lewe gebring, 'n vriend, 'n vriendin, al hierdie mense wat so te kere gaan oor hoe ons eintlik die verlore Israel volk is. Maak nie saak wat ons is of wat ons was. Wat meer saak maak is in wie ons is ons in Christus Jesus, is ons in die Gees. Hierdie boodskap is vanmiddag vir jou. Vat hom, deel hom, jy hoef nie my video te gebruik nie, jy kan net die kennis wat ek vir jou gee, die inligting wat ek vir jou verskaf, kan jy vat en jy kan dit gaan deel. En jy kan net verseker in jou hart wees, jy is op die regte weg. Dit wat jy geleer het, dit is waar, dit is die waarheid, en dit is die waarheid wat jou gaan red en wat jou gaan verlos. Ons lees gou in Handelinge 2, ons straks sommer op vanaf die 4de vers, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om dit uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie onder die hemel, let mooi, uit elke nasie onder die hemel, né? En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war. Baie belangrik nou, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat hier spreek dan nie Galileërs nie? En nou, en hoe hoor ons elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? En dan gaan en dan luister 'n hele klomp nasies en weet jy wat beteken dit? My broer, my suster, my vriend, geliefde. Dit beteken as ek of jy daar sou wees wat Afrikaans sprekend is, sou ons hoor dat een van die apostels in ons moedertaal vir ons sê, die Here Jesus, die Christus, het vir jou sonde gesterf en het vir jou redding, verlossing, bevryding en oorwinning opgestaan uit die dood. Dit is so maklik en hoe eenvoudig dit in werklikheid is. Ons God, die skepper van die hemel en aarde, die Almagtige, is 'n God van nabyheid. 'n God wat jou lief het en wat jou nie gaan veroordeel oor die taal waarin hy jou laat gebore word nie. Daarom kan jy na hom toe kom in jou moedertaal, want die Here weet, dit is die taal wat jy verstaan, waarin jy die meeste begrip gaan hê. En hier is die getuienis. Eenvoudig, maklik.
Dit maak nie saak of jy Afrikaans of Engels of Duits of Xhosa of Sotho of wat jy ook al is nie. Jy sou dit gehoor het in jou eie moedertaal, sodat jy dit ten volle kon verstaan en kon aanneem en tot bekering kan kom. Vir die Jood of vir die wie dit ook al is, wat sê Yeshua, dis reg vir hom. Hy fouteer nie. Jy en ek fouteer nie om die Here aan te spreek in ons eie moedertaal nie. Maar die een is nie hoër as die ander, of beter, of meer heilig, of meer kragtig nie. Nee, jy het die reg volgens die wil en die besluit van die Here ons God in sy gegewe skrif om dit in jou moedertaal te doen. Niemand kan sê dit is nie waarheid nie, want anders stry hulle teen die woord van God. Ander interessante feit, net vinnig, die kruisiging Johannes 19, ons lees dan vanaf die 19de vers, en Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nasarener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus, in Grieks en in Latyns. Nou die wat die geskiedenis van die woord Jesus ken en verstaan sal weet dat dit kom van die Griekse woord Iesos. Aan die kruis het die Here jou taal gesit. Moenie skaam wees daarvoor nie, moenie bang wees om hom te bely nie. Bely hom in jou moedertaal. Dit is 100% reg en aanvaarbaar voor die Here ons God. Baie dankie dat jy gekyk het, baie dankie dat jy geluister het. Ek hoop dit is van waarde vir jou. Soos ek sê, gebruik die inligting. Moenie net by jouself hou nie. Gaan getuig, gaan borrel daaroor. Dis belangrik. Ons moet begin om op te staan vir die waarheid. En hierdie woord, daar word van hom getuig dat dit is 'n tweesnydende swaard. Dis 'n lewende woord, dis 'n kragtige woord. Gebruik hom. Nou die dag 'n video gemaak oor die wapenuitrusting. Die woord wat die swaard is. Gekoppel aan die Heilige Gees wat hom openbaar maak, want dis net die Heilige Gees wat hierdie boek vir jou kan oopsluit. In Jesus naam. Amen.